Hi graad 8, kom ons loer so 'n bietjie na die rekenkundige vraestel um, van Maart 2024. Nou hierdie vraestel het 50 punte getel en hulle het 'n uur gehad om die vraestel te skryf. So kom ons lees gou-gou deur die instruksies. Nommer 1, lees al die instruksies noukeurig. Nommer 2, beantwoord alle vrae. Ouetjies, ek gaan julle aanraai om asseblief ook te probeer, julle beste te probeer om al die vrae te beantwoord. Moet asseblief nie op julle arms lê as elke liewe ding nie beantwoord is nie. Al is jy onseker of dink dit is verkeerd, probeer asseblief vir ons ten minste om alles te beantwoord. Nommer 3, gebruik die antwoordblad wat verskaf word. Nommer 4, skryf netjies en leesbaar. Probeer asseblief daar julle beste. Julle het oral genoeg tyd om netjies te skryf. En nommer 5, hierdie vraestel bestaan uit 5 bladsye en ook 5 vrae. Alright, oukie, so dit is lekker maklike instruksies en inligting om te volg. Nou kom ons beweeg dan nou aan net na vraag nommer 1 toe. Okay, goed, so vraag nommer 1. Kom ons kyk gou ons kleer reg. Vraag nommer 1 is meervoudige keusevrae. Oukies, nou die lekker ding is al is hier jou 2024 vraestel, dit gaan julle regtig in die toekoms ook help want die uitleg van die vraestelle bly min of meer dieselfde. So dit is gewoonlik altyd eers 'n meervoudige keusevrae. Alright. So, kom ons kyk gou-gou. Verskeie opsies word as moontlike antwoorde vir die volgende vraag gegee. Kies die antwoord en skryf slegs die letter A tot D in die blokkie langs die vraagnommer. Okay, 1.1.1 tot 1.1.5. Oukies, maar ons kan sien die vraag is genommer 1.1 tot 1.5. So kom ons maak dit gou-gou so. Dis net 'n ou klein oukies, almal maak foutjies. So kom ons daar's dit nou reg. 1.1 tot 1.5 meer. Okay, so kom ons kyk gou-gou na 1.1. Bates kan die beste gedefinieer word as, oukies, nou hierdie is 'n definisie. Dis 'n definisie wat jy moet leer, maar ook dit tog verstaan. Alright, so bates is besittings van 'n besigheid. Okay, so dit is wat bates is. Bates is besittings van die of van 'n spesifieke besigheid. Alright. Besittings byvoorbeeld, as die besigheid vir hulle 'n gebou gekoop het, is dit 'n bate. As die besigheid vir hulle 'n voertuig gekoop het, is dit 'n bate. As die besigheid vir hulle 'n rekenaars, laptops gekoop het, is dit 'n bate. So dit is in die besit van die besigheid. Okay. Goed, so dit is besittings van 'n besigheid en dit is wat bates is. Okay, goed. Dan nommer 1.2. Sê vir ons hierdie word uitgereik deur 'n bank aan die kliënt aan die einde van die maand wat alle transaksies vir die spesifieke rekening aandui. Okay, goed. Nou die antwoord hiervoor is A. Dit is verseker die bankstaat. Maar ek wil net vinnig vir julle verduidelik want hierdie is verskriklik belangrik. Jy moet verstaan wat 'n bankstaat is vir as jy in graad 10 rekeningkunde gaan wil vat verder. 'n bankstaat is 'n dokument wat deur die bank uitgereik word aan die kliënt en die kliënt is die onderneming. Vir graad 8 se doeleindes gaan ons met 'n diensonderneming werk. So, die diensonderneming het 'n bankrekening by 'n spesifieke bank en nou daardie bank stuur hierdie dokument wat ons 'n bankstaat noem aan die besigheid. Wanneer? Aan die einde van die maand. Oukies, eintlik aan die einde van elke maand, okay? Aan die einde van elke maand stuur die bank vir die besigheid 'n bankstaat. Nou wat is op die bankstaat? Alle transaksies vir daardie spesifieke rekening. Okay? So met ander woorde, die besigheid het 'n bankrekening by 'n spesifieke bank, okay? Nou as ons dink aan 'n bank, julle dan dink ons mos nou aan geld. Nou, 'n besigheid moet 'n bankrekening hê om hulle geld um hulle in en hulle uit aan te dui, okay? Die geld wat hulle ontvang en die geld wat hulle betaal, word op rekord gesit en dit word dan aan die besigheid gestuur. Nou, die bankstaat is daardie dokument wat vir die besigheid wys, luister hierso, op hierdie datums het jy hierdie gelde ontvang
en op daardie datums het jy daardie gelde betaal. OK, hulle sê selfs van wie af ons die gelde ontvang het en aan wie ons betalings gemaak het, ouetjies. So 'n bankstaat is 'n baie nuttige dokument vir 'n besigheid. En dit is eintlik vir die besigheid is dit 'n brondokument, okay? So 'n bankstaat is 'n brondokument, ouetjies. Nou, hoekom noem ons 'n bankstaat 'n brondokument? Die woord bron is oorsprong, waar ontstaan dit of so 'n bankstaat is vir baie transaksies die eerste plek waar ons die ontstaan van die transaksie gaan raak sien. OK, en daarom is 'n bankstaat 'n brondokument. OK, 'n kwitansie is ook 'n brondokument. En 'n EFO natuurlik. Al hierdie is basies brondokumente, ouetjies, maar jy moet verstaan, die bank stuur aan die besigheid aan die einde van elke maand 'n bankstaat wat vir die besigheid wys wat het met jou geld gebeur? Hoeveel geld het jy in jou bankrekening gekry? Hoeveel geld het jy um betaal uit jou bankrekening uit en dan wat is jou beginsaldo en jou eindsaldo? Met ander woorde, hoeveel geld het jy aan die begin van van daardie spesifieke maand in jou bankrekening gehad en hoeveel geld het jy dan nou aan die einde van 'n spesifieke maand in jou bankrekening? Okay, so 'n bankstaat is 'n baie belangrike dokument. Okay. Dan 1.3 hulle sê vir ons die rekeningkundige vergelyking. So hulle wil hê jy moet uit A, B, C of D die rekeningkundige vergelyking gaan kies. En die rekeningkundige vergelyking, weet ons almal, is bates is gelyk aan eienaarsbelang plus laste. So dit is dan nou B, waar bates my al my bates bymekaar getel moet gelyk wees aan my eienaarsbelang plus my laste. Hierdie vergelyking moet balanseer. Ons weet dit van wiskunde af ook. Okay? So jou linkerkant van jou vergelyking, jou bates, moet presies dieselfde bedrag wees as jou eienaarsbelang plus jou laste. Okay? Goed, so dit is bates is gelyk aan eienaarsbelang plus laste. Dan kom ons by 1.4, die oordrag van geld oor die internet, ouetjies. Wanneer 'n mens elektronies vir iets betaal, oor die internet vir iets betaal, dan is dan noem 'n mens dit elektroniese fondsoordrag, 'n EFO. En dan gaan 'n mens dit, ouetjies, enige iets wat 'n mens oor die internet ook betaal, gaan 'n mens dan natuurlik ook dan nou op jou bankstaat sien. Dis 'n betaling wat jy maak, dis geld wat uit jou bankrekening uitgaan, so jou EFO's gaan jy definitief op jou bankstaat kan sien. Okay, goed, dan 1.5 sê vir ons 'n handelslisensie kan geklassifiseer word as. Nou ouetjies, 'n handelslisensie, ek het gou vir julle verduidelik. 'n Mens betaal vir 'n lisensie, okay? Vir die gebruik van iets. 'n Lisensie laat jou toe om iets te kan doen, om iets te kan gebruik. So ja, of toegang tot iets basies. Alright. So in die geval is dit 'n handelslisensie. So dis 'n lisensie om te kan handel dryf en 'n mens betaal vir 'n lisensie. Julle, dis wat julle hier moet besef. 'n Mens betaal vir 'n lisensie. OK. So die enigste woord hierso of enigste tipe rekening hierso wat betalings is, okay, is dan ons uitgawes. Okay, so uitgawes weet ons is betalings wat die onderneming maak, okay, behalwe betalings wat ons maak om bates aan te koop. So alle betalings wat ons maak om om vir iets te betaal wat nie 'n bate is nie, dit is 'n uitgawe, okay? So ons betaal vir 'n lisensie, so 'n lisensie is dan 'n uitgawe, okay? Goed. Dit was jou eerste 5 punte gewees. Kom ons beweeg dan nou aan. Ons gaan vanaand kyk na hoe die memo lyk. Die memo is of die antwoorde was C A B B D. Kom ons kyk gou na die memo C A B B D. Alright, goed. Nou as ons kyk, ons highlight gou hierso. 1.1 was C, 1.2 was A, 1.3 was B, 1.4 was B en 1.5 was D. Okay, so julle moes net die letter langs die vraagnommer geskryf het vir die eerste 5 punte. Okay, dan beweeg ons dan nou aan na vraag nommer 2 toe.
OK, en vraag nommer 2 is voltooi die sinne. Dit is ook lekker maklik. Hulle sê vir ons gebruik die woordebank hieronder om die volgende sinne te voltooi. Skryf slegs die antwoord in die spasie wat op die antwoordblad verskaf word. Oukie, so hulle gee vir jou 'n paar woorde waarvan jy kan kies om die sinne te voltooi. OK. So daar is daar 'n opsie. So hierdie moet glad nie oop wees nie. OK, want jy het opsies, jy kan probeer. So 2.1 geld wat die eienaar bydra om die besigheid te begin word wat genoem, ouetjies. Nou geld wat die onderneming bydra om sy besigheid te begin of geld wat die eienaar bydra aan die besigheid, ouetjies, dit noem ons kapitaal. OK. So geld wat die eienaar bydra om die besigheid te begin, dit noem ons kapitaal. Alraight, goed. Dan 2.2, kom ons maak dit gou-gou daar, hulle bedoel 'n watse kaart is 'n betaalkaart wat geld direk van 'n verbruiker se bankrekening aftrek om vir 'n aankope te betaal. Ouetjies, ons weet nou al wanneer ons vir iets betaal. Julle het julle ouers al gesien, right? Waarmee betaal hulle by winkels? Hulle haal hulle kaart uit of hulle haal hulle foon uit want hulle kaart is gelink na hulle fone toe. En 'n mens betaal, 'n mens tap, 'n mens swipe, 'n mens wat ook al met 'n kaart. OK, nou 'n mens kry verskillende tipes kaarte, julle. Jy kry 'n debietkaart en 'n kredietkaart as jou hooftipes kaarte. OK, so 'n debietkaart is 'n kaart waar of wat jou ouers gebruik of wat besighede ook gebruik wat geld ons geld lê in ons bankrekeninge en ons gebruik 'n debietkaart as 'n betaalkaart wat geld direk van ons rekeninge aftrek wanneer ons iets koop. OK, so die antwoord nou is 'n debietkaart. Oukie, so mens kan ook met 'n kredietkaart betaal. Goed, maar ons antwoord gaan 'n debietkaart wees. Ons werk nog nie 'n kredietkaart vir 'n besigheid gaan verseker. Ja, dit is geld wat ons dan nou moet afbetaal. Dit is dan nou basies dit gaan 'n las wees vir ons. So ons werk nog nie met laste in graad 8 nie, so ons gaan 'n debietkaart hê. Okay, goed. So 'n debietkaart is 'n kaart waarmee ons betaal. Okay, so dit is 'n debietkaart. Goed. Dan 2.3, die aandeel van die eienaar in die besigheid is eienaarsbelang. Julle, dit is suiwer teorie. Die aandeel van die eienaar in die besigheid is eienaarsbelang. Okay, goed. So ons het nou al kapitaal gebruik en ons het nou al debiet gebruik en nou weet ons gaan die woord eienaarsbelang gebruik om hierdie sin te voltooi. Die aandeel van die eienaar in die besigheid is eienaarsbelang. Okay. Kom ons skryf net gou-gou. Dit is eienaarsbelang. Okay, goed. Dan kom ons by nommer 2.4. Wat is die skuld van die besigheid? Okay? So wat's 'n tipe rekening dui die skuld van 'n besigheid aan en dit is laste. Ons laste rekeninge is die skuld van die besigheid. Okay, so skuld van 'n besigheid noem ons laste. Okay, goed. So laste is die skuld van 'n besigheid. Okay, goed. Dan by nommer 2.5, die regterkant van die grootboekrekening word die watse kant genoem. Okay, nou kom ons gesels net gou-gou oor 'n grootboekrekening. Julle weet nog nie so lekker wat 'n grootboekrekening is nie. Julle weet dat so iets bestaan. Maar kom ons kyk net gou-gou. Julle word hierdie basiese begrippe geleer. Nou 'n grootboekrekening lyk so. 'n Grootboekrekeninge of rekening het twee kante. Alright. So hy het twee kante. Hy het natuurlik, as 'n mens nou so kyk, is hierdie jou linkerkant, okay, en hierdie is jou regterkant van jou rekening. Okay, goed. Nou vra hulle die regterkant
Okay, hierdie is die regterkant, right? Die regterkant van die grootboekrekening word die watse kant genoem. Oukies. Nou julle word geleer dat die linkerkant word die debietkant genoem. Debiet. Okay. Kom ons maak dit gou-gou. Dit word die debietkant genoem. Kom ons los dit so. Dit word die debietkant genoem en jou regterkant ouetjies word jou kredietkant genoem. Dis baie belangrik van jou grootboekrekening. Okay, julle hoef net dit te weet vir nou dat 'n grootboekrekening word in twee verdeel. Die naam van die rekening staan hierbo. Die naam van die rekening gaan hierbo staan. Okay? En dan gaan ons inskrywings aan die debiet en aan die kredietkant van 'n spesifieke rekening maak. So die linkerkant is die debietkant en die regterkant is die kredietkant. Rekeningkunde gaan als oor debiet en krediet. So jy moet hierdie weet. Linkerkant is debietkant van my grootboekrekeninge en regterkant is kredietkant van my grootboekrekeninge. So die regterkant, goed, die regterkant is hierdie kant, okay? Die regterkant van die grootboekrekening word die kredietkant genoem. Okay, word die kredietkant genoem. Daar sê, oukies, en daar het ons 10 punte in die sak deur ons woorde. Ons het net daai eerste 5 woorde gebruik. Alright, nou kom ons kyk gou na ons antwoorde. 2.1 se antwoord was kapitaal. 2.2 se antwoord was 'n debietkaart. 2.3 se antwoord was eienaarsbelang. Die aandeel van die eienaar in die besigheid noem ons eienaarsbelang. 2.4 was laste, dit is die skuld van die besigheid en 2.5 het ons sopas gesê, 'n grootboekrekening, okay, as ons die rekening se naam daar skryf, 'n grootboekrekening word in twee verdeel. Die een kant is die linkerkant, dis die debietkant en die ander kant is die regterkant en die regterkant noem ons die kredietkant. Okay, so jy moes net daai woorde langs die vraagnommers vir vraag 2 geskryf het en dit was ook maklike punte gewees. Okay, goed. Nou, kom ons beweeg aan na vraag nommer 3 toe. Okay. So vraag nommer 3 is ook 'n lekker vraag. 'n Lekker maklike vraag is gewoonlik die formaat van die vraestel is pas kolom A by kolom B. Okay, goed. Nou kom ons doen dit. Hulle sê vir ons kom ons maak net ons highlight bietjie kleiner want ek wil so 'n bietjie highlight hierso. Okay, goed. So, vraag 3, kies 'n term in kolom A wat by 'n beskrywing in kolom B pas. Skryf slegs die letter A tot F langs die vraagnommer 3.1 tot 3.5 in jou antwoordboek. Ons weet hierdie kom nou al van die laerskool af, ouetjies. Ons weet hoe om kolom A by kolom B te pas. Ouetjies, nou dit maak nie saak watter kant jy hierdie omdoen nie. Ek lees eers hierso, want dan kan ek dit is makliker om die lang goed te lees en om dit te pas by korter woorde. So, kom ons lees kolom B en kyk watter woord pas by die beskrywing van kolom B. Okay, goed. So kom ons kyk na nommer A. Wanneer inkomste meer is as uitgawes, ouetjies? Nou, wanneer inkomste meer is as uitgawes, dan noem ons dit 'n wins. Okay? So ons maak 'n wins wanneer my inkomste meer is as my uitgawes. Okay, nou onthou inkomstes is geld wat ons ontvang. Okay, so die invloei van geld is goed vir my besigheid. Alright? So wanneer die invloei van geld meer is as my uitgawes wat die uitvloei van geld verteenwoordig, okay? So as invloei meer is as uitvloei, okay, so dit is nie altyd noodwendig invloei van geld nie. Maar vir graad 8 se doeleindes gaan ons invloei uitvloei van geld nie. Vir graad 8 se doeleindes gaan ons dit net so hanteer vir julle om te verstaan hoekom dit 'n positief is as my inkomste meer is as my uitgawes. So as die geld wat my toekom of die geld wat ek ontvang
meer is as die geld wat ek spandeer, okay, dan maak ek 'n wins. Okay, so die antwoord vir A is verseker 'n wins. So by 3.4 gaan ons skryf dat dit pas by A. Alright, het ons dit so. So wanneer inkomste meer is as uitgawes, dan maak die besigheid 'n wins. Alright, goed. Dan beweeg ons dan nou aan na nommer B toe. Die beskrywing is boeke van die besigheid waar die verskillende transaksies aangetoon word voordat dit in die algemene grootboek aangeteken word. Okay. So oudjies, dit is dan ons hulpjoernale. So hierdie beskrywing beskryf ons hulpjoernale. So 'n hulpjoernaal is of hulpjoernale is die boeke van die besigheid waar die verskillende transaksies aangeteken word voordat dit in die algemene grootboek aangeteken word. Oukies, ek gaan dit gou-gou vir julle, ons weet nou hulpjoernale se beskrywing is dan nou nommer B. Ons het klaar nommer A en nommer B se beskrywings gevind. Nou ek wil net vinnig vir julle ietsie verduidelik. Ons weet nou al brondokumente, reg? So ons weet ek het vinnig vir julle die klein proses verduidelik sodat julle verstaan waar pas hulpjoernale in en waar pas hierdie algemene grootboek in. So die eerste ding wat moet gebeur is 'n transaksie vind plaas, okay? En byvoorbeeld, ek my besigheid, ons het ons moet ons water en ligte rekening gaan betaal. Okay. Ons het 'n faktuur gekry of ons rekening gekry wat sê dis hoeveel ons water en ligte was. Ons moet dit betaal. Okay. Goed. So 'n brondokument gaan dan nou daardie rekening of daardie faktuur wees van die munisipaliteit af wat vir my sê jy moet soveel betaal. Okay, so daardie rekening of daardie faktuur wat ons dan nou kry is ons brondokument. Okay. Dit noem ons 'n brondokument. Goed. 'n Brondokument. Alright. So ons het 'n brondokument nodig. Die munisipaliteit moet vir ons sê wat ons hulle skuld. En daai dokument wat ons van hulle afkry wat sê okay, luister, jy het soveel elektrisiteit gebruik, jy het soveel watertoevoer gebruik of soveel water gebruik in jou besigheid, betaal ons dit. Daai dokument noem ons 'n brondokument. Okay? Dis die bewys dat ons hierdie geld aan die munisipaliteit skuld. So dis my brondokument. Wat dan? Oukies, dan gaan ek hierdie brondokument in my hulpjoernale te boek stel. Okay, so ek gaan dit in my hulpjoernale te boek stel. Okay, in my hulpjoernale. So brondokumente gaan na my hulpjoernale toe. Alright, wat in graad 8 jou KOJ kontant ontvangste joernaal en jou KBJ jou kontant betalingsjoernaal gaan wees. Okay. En dan van jou hulpjoernale af, van jou KBJ en KOJ af, gaan jy aan die einde van die maand jou totale, jou kolom totale in jou KOJ en KBJ, dit gaan jy dan oorboek na jou algemene grootboek toe. Algemene grootboek. Okay. Oukies, nou dit is die proses. Okay, so dit is, kan julle sien, my rekeningkundige proses begin met 'n brondokument. Okay, met 'n brondokument. Goed. En dan die brondokumente gaan dan na jou hulpjoernale toe. As my brondokument was vir iets wat ek betaal het of gekoop het, soos in my voorbeeld van die elektrisiteit en die water, dis iets wat ek moet betaal, stem julle saam. So dan gaan daardie faktuur wat ek ontvang het of daardie rekening wat ek ontvang het van die munisipaliteit af is iets wat ek moet betaal. So daardie brondokument gaan na my KBJ toe en dan vanaf die KBJ af dan boek ons dit oor na die algemene
grootboek toe. Okay, oukies, net sodat julle die vloei verstaan van rekeningkunde vir nou. Okay. Goed, so dit is waar hulpjoernale vandaan kom en dit is ook waar algemene grootboek in die proses inpas. Okay, dan kom ons by die volgende beskrywing. Kom ons lees hom. Um af aftrekkings wat op 'n lopende bankrekening van 'n besigheid getrek word. Okay, so aftrekkings, goed, wat op 'n lopende bankrekening. Oukies, aftrekkings op my bankrekening is natuurlik as my bankrekening minder word. Dis wat hulle hierso bedoel. My bankrekening word minder. So aftrekkings op my bankrekening. Goed, dit moet natuurlik dan nou betalings wees. Okay. So betalings is aftrekkings op my bankrekening. My bankrekening, die geld in my bankrekening word minder as ek betaal. Alright. So my antwoord is dan C. Okay. Dan as ons nou klaar met C, dan lees ons D. 'n besigheid waar een persoon die eienaar van 'n besigheid is, geregtig om alle winste te hou, maar aanspreeklik vir alle verliese. Okay, so wanneer 'n besigheid deur slegs een persoon besit word. Okay, wanneer 'n besigheid deur slegs een persoon besit word, dan noem ons dit 'n eenmansaak of 'n alleenhandelaar. Ek dink dis wat hulle hierso wou doen. Eenmansaak of 'n alleenhandelaar. Dis eintlik wat hulle daar wou aandui met die tweede gedeelte. Alraai. Dis 'n eenmansaak of 'n alleenhandelaar. So natuurlik daardie beskrywing is dan lettertjie nommer D. Alraai. So dit is wat dit is. Wanneer een persoon 'n besigheid besit, noem ons dit 'n eenmansaak. Dan nommer E, wanneer uitgawes meer is as inkomste, ouetjies. Wanneer dit wat ek spandeer of betaal meer is as dit wat ek ontvang, dan noem ons dit 'n verlies. Okay, kan julle sien dis die teenoorgestelde as A en A was 'n wins gewees, okay? En E is wanneer my uitgawes meer is as my inkomste, ouetjies. Dis nie 'n goeie ding as dit wat ek betaal meer is as dit wat my toekom nie, dit wat ek inkry nie. Okay, so dan noem ons dit 'n verlies. So as uitgawes meer is dit 'n verlies. As inkomste meer is dit 'n wins. Maar ouetjies, die woord verlies is nie hier nie. So hierdie gaan die odd one out wees. Okay, so E gaan uit wees. Hy pas by geen woord in kolom A nie. Dan gaan ons na F toe. Kom ons lees dit gou-gou F. Dit is bedrag geld wat deur 'n besigheid ontvang is en in die besigheid se bankrekening gedeponeer word. Oukies, nou bedrag geld wat deur hierdie beskrywing is nie vir my 100% reg nie. Okay, hierdie beskrywing kan definitief verbeter word. Hierdie is die ek sou gesê dis brondokument. Die brondokument vir geld wat deur die besigheid ontvang is. Okay. Dis nie die fisiese bedrag geld wat ons ontvang het nie. Okay. So kom ons noem hierdie liewerste ja, kom ons noem dit nie die bedrag geld nie. Kom ons sê die regte beskrywing hiervoor is die brondokument. Brondokument. Okay. Vir geld wat deur die besigheid ontvang is. Okay. Kom ons maak so. Kom ons maak so. Die brondokument vir geld wat deur die besigheid ontvang is. Okay. So die brondokument vir geld wat deur die besigheid ontvang is. Okay. So as die besigheid geld ontvang, oukies, onthou as jy kontant ontvang in jou besigheid, dan reik jy 'n kwitansie uit. Okay. So jy reik 'n kwitansie uit wanneer jy geld ontvang en dit is dan die antwoord vir 3.1. Alright. So F is dan die antwoord vir 3.1. Alright. Goed. So kom ons kyk gou-gou na die memorandum hiervoor.
OK, so daar was ons antwoorde. Die antwoord vir 3.1 was F. Die antwoord vir 3.2 is C. Die antwoord vir 3.3 is B. Die antwoord vir 3.4 is A en die antwoord vir 3.5 is dan nou D. Alraai, goed, kom ons beweeg aan na vraag nommer 4 toe wat ons tweede laaste vraag is van hierdie vraestel. OK, goed. Nou hier is sommer die hele vraag uh op een bladsy, op een view wat ons kan sien. Nou kom ons kyk gou-gou vraag nommer 4, die rekeningkundige konsepte. Dis basies waaroor hierdie vraestel was, julle die rekeningkundige konsepte en ook ons brondokumente. Dit is waaroor die werk in kwartaal 1 min of meer als handel. Nou kom ons lees net gou-gou die blokkie wat hulle of die blokkie inligting wat hulle vir ons gegee het. Hulle sê vir ons Tabang het onlangs 'n klein besigheid begin. OK? Die naam van die besigheid is Tabangs deur tot deur afleweringe. OK? So ons kan sommer in die naam van die besigheid sien watter tipe besigheid Tabang het. OK. So wat doen Tabang? Hy lewer af. Hy maak of hy doen afleweringe. OK. En in graad 8 gaan ons net te doen hê met diensondernemings en om afleweringe te doen is 'n diens wat Tabang gaan lewer. OK. Goed, so hy lewer 'n diens. Kom ons skryf dit gou-gou. Om afleweringe te doen is om 'n diens te lewer. OK. Goed. So Tabang het 'n besigheid begin en hierdie besigheid of hierdie onderneming is 'n diensonderneming. OK. Sy is die enigste persoon met 'n aandeel in die besigheid. OK, goed. Sy is die enigste persoon met 'n aandeel in die besigheid. Oukies, dit beteken dat Tabang 'n alleen handelaar is, 'n eenman saak. Okay, daardie tipe besigheid is 'n eenman saak of 'n alleen handelaar. Dis wat dit beteken as hulle sê sy's die enigste persoon met 'n aandeel in die besigheid. Dit beteken sy besit die besigheid haarself, niemand anders nie. Vir haar om die besigheid te begin, moes sy geld by die bank leen. Okay, so sy het nie geld gehad in haar bankrekening om die besigheid te begin nie. So, sy moes geld leen by die bank. Oukies, en as ons geld leen by enige iemand, okay, dan is dit skuld en skuld is 'n las. Okay. Sy het die meeste van die geld gebruik om vir 'n klein afleweringsvoertuig te betaal. So die meeste van die geld wat sy gekry het vanaf die banklening, het sy gebruik om 'n voertuig te koop, om 'n klein afleweringsvoertuig te koop. Oukies, dit maak sin. Hoekom? Want sy lewer 'n diens. Haar diens is om af te lewer. So sonder 'n afleweringsvoertuig gaan sy nie haar besigheid sy gaan nie haar diens kan lewer nie. Okay, haar afleweringsdiens kan lewer nie. So sy moet 'n afleweringsvoertuig hê. So met daai banklening het sy dit gedoen. Sy moes ook 'n paar werkers in diens neem. Okay, die elektrisiteit koppel en 'n telefoonlyn installeer. So sy moes 'n paar ander goedjies doen om haar besigheid te begin. Okay, alles die geld wat sy moes betaal waarvoor sy nie okay. Alles is geld wat al die geld wat sy moes betaal is geld waarvoor sy nie begroot het nie. Oukies, die Afrikaans nie baie lekker nie, maar dis wat hulle bedoel. So al die geld wat sy betaal het is geld waarvoor sy nie begroot het nie. Okay. Goed. Nou, kom ons kyk net gou-gou na nommer 4.1. Die vraag oor die scenario volg nou. Hulle sê vir ons, kies die korrekte woord in die hakies. 4.1.1 Tabang se deur tot deur afleweringe is 'n voorbeeld van 'n besigheid wat handel dryf, ek nie handels dryf nie, wat handel dryf of
wat dienste lewer. En ons het klaar hier vir mekaar gesê dat aflewerings is 'n diens wat ons lewer. Ons doen iets vir ons kliënte, okay? Ons verkoop nie 'n produk aan ons kliënte nie. Ons lewer 'n diens aan ons kliënte, okay? Ons doen iets vir hulle en dan betaal hulle ons daarvoor. So, haar besigheid is verseker 'n besigheid wat dienste lewer. Okay, goed. Dan by 4.1.2 Tabang is bang dat sy dalk nie genoeg geld maak om vir alles te betaal nie. Okay? So met ander woorde haar inkomstes, sy is bang dat haar inkomstes minder gaan wees as haar uitgawes en dan gaan sy 'n verlies maak, reg? So as haar uitgawes hierso as haar uitgawes meer is as haar inkomstes, word dit 'n wat genoem. Ons het sopas daaroor gesels. As jou uitgawes as jou betalings meer is as jou inkomstes, okay, dan word dit verseker 'n verlies genoem. Oukies, en 'n verlies is nie 'n goeie ding nie, okay? Goed. Ehm Kom ons kyk gou-gou na nommer 4.2.1. Hulle vra vir ons watter vorm van eienaarskap is Tabang se besigheid. Ons het ook daaroor gepraat hierbo toe ons gelees het dat sy is die enigste persoon met 'n aandeel in die besigheid. Toe sê ons, as daar net een eienaar is, dan is dit 'n alleenhandelaar of 'n eenmansaak. So dit is die vorm van eienaarskap. Okay. So vorm van eienaarskap is daar is net een eienaar. So die antwoord watter vorm van eienaarskap is Tabang se besigheid? Jy het twee opsies, jy kan sê 'n alleenhandelaar of 'n eenmansaak. OK. Een man saak. OK, jy kan dit skryf, 'n eenmansaak as daar net een eienaar is, of jy kan gaan sê 'n Tabang is 'n alleenhandelaar. 'n Alleenhandelaar. OK. Okay, so dit is wat jy kan skryf om daardie 2 punte van 4.2.1 te verdien. Okay, dan kom ons by 4.2.2 en dan sê hulle gee 'n rede vir jou antwoord in 4.2.1 oudjies. Nou 'n rede vir jou antwoord, hoekom sê jy dat Tabang se besigheid 'n eenmansaak is en natuurlik hulle het vir ons gesê want sy is die enigste persoon met 'n aandeel in die besigheid. Okay, so jy kan dit letterlik net hier gaan haal soos 'n begripstoets. Okay, so sy is die enigste persoon met 'n aandeel in die besigheid. Okay. So kom ons skryf dit net gou-gou. Sy is die enigste persoon met 'n aandeel in die besigheid, okay? Okay, goed. So dit is basies jou antwoord vir hoekom dit 'n eenman saak is. En dan 4.3.1 is definieer die begrip laste. Oukies in graad 8, julle weet nog nie veel van laste nie. Julle werk nog nie met laste of die teboekstelling van laste nie, maar die definisie van laste weet julle beslis. Nou laste is die skuld van 'n besigheid. Okay. So laste definieer hierdie was net leerwerk gewees, jou definisies wat jy moes geken het. So laste is definitief die skuld van 'n besigheid. Okay? So dit is die skuld van 'n besigheid. Okay, so ons gaan net gou-gou ek gaan op en af beweeg om vinnig die antwoorde deur te gaan. 4.1.1 se antwoord was dienste. Okay, dit was dienste lewer. 4.1.2 se antwoord ons gesê is 'n verlies
en dit is definitief, kan julle sien, julle moes die woord verlies geskryf het. Um 4.2.1, watter vorm van eienaarskap is daar bank se besigheid? Toe sê ons eenmanssaak of alleenhandelaar vir 2 punte en definitief eenmanssaak. Hulle wou hierso bedoel het, hulle wou daar bedoel het, ek dink nie hulle, ons maak net gou reg daar, dit is 'n eenmanssaak of dit is 'n alleenhandelaar. OK. 'n alleenhandelaar. Right. So dit kan jou opsies wees wanneer daar net een eienaar is. OK. Dan die antwoord vir hoekom dit 'n alleenhandelaar is. Tabang het die besigheid alleen begin. Sy is die persoon die enigste persoon met 'n belang in die besigheid. OK. So dis 100% wat ons daar geskryf het. Sy is die enigste persoon met 'n aandeel in die besigheid. Is die perfekte antwoord. En dan laste verwys na die skuld of die bedrag wat aan ander verskuldig is. OK, dit is die perfekte beskrywing van as jy iets in daardie rigting geskryf het, het jy jou 2 punte gekry. Die skuld van 'n besigheid of dit is bedrag wat verskuldig is aan ander besighede. OK. Goed, nou 4.3.2 gee een voorbeeld van 'n las uit die uittreksel. OK, goed. Nou kom ons kyk net gou-gou. Hulle soek uit die inligting uit, soek hulle 'n voorbeeld van 'n las. Nou kom ons kyk net gou-gou. Ons het gelees, onthou 'n las is skuld. En wanneer jy geld leen, okay, wanneer jy geld leen, is dit skuld. Jy skuld daai geld aan die bank wanneer jy geld leen. So omdat dit skuld is van die besigheid, is dit 'n las. Okay. So die banklening is 'n las. Okay. So een voorbeeld van 'n las is die banklening is verseker 'n las. Okay. Goed. So, oudjies, lenings is laste, want dit is die skuld van 'n besigheid. OK, so dit was vir daardie 2 punte. Kom ons gaan kyk net gou-gou na die antwoord vir 4.3.2. Julle sal sien, kan julle sien, hulle praat spesifiek net hierso van die lening. Ek kon geskryf met lening of banklening. Dit is 100% reg. Daar is net een lening, so ons gaan presies weet waarna jy verwys. OK, en dan by 4.4 vra hulle vir ons onderskei tussen 'n bedryfsbate en 'n vaste bate vir 4 punte. Dis baie punte. Oukies, julle kan sien hier was daar al 'n paar teorie vrae. Dis baie belangrik, oukies, om te leer vir rekeningkunde. Altyd, OK? Ons 'n wanpersepsie daarvan. Leer vir rekeningkunde. Jou definisies, want hierdie is nou weer eens definisies wat hier van toepassing is. Nou oukies, kom ons kyk eerstens na 'n bedryfsbate. Kan julle sien dis 'n bate en hierdie is ook 'n bate. Oukies, so kom ek wys dit gou-gou so vir julle. So bates, OK, dis mos die besittings van 'n besigheid, né? Ons het dit daarbo gelees. Bates is die besittings van 'n besigheid. Nou bates word verdeel in bedryfsbates en in vaste bates. OK. Nou vra hulle vir ons, hoekom word bates verdeel tussen bedryfsbates en vaste bates? Wat is die verskil tussen die twee? OK, en daar is versekerde verskil. Nou 'n bedryfsbate is kom ons noem dit 'n korttermynbate. Dit is 'n bate wat vir korter as 'n jaar hou. OK, hy hou vir minder as 'n jaar. Kom ons sê maar so. Alraai. So dis 'n korttermynbate, dis wat 'n bedryfsbate is. Die besigheid het hierdie bate gewoonlik vir dit hou vir minder as 'n jaar. OK, dis wat 'n bedryfsbate is en 'n vaste bate, dit is nou weer 'n langtermynbate, en hierdie bates hou vir langer as 'n jaar. En dit is gewoonlik tasbare bates. Okay, bates waaraan jy kan raak, wat jy kan sien, dis die verskil tussen die twee. Okay, goed. So, die grootste verskil, ek gaan dit hier skryf, maar die hoofbeginsel
van 'n bedryfsbate is korttermyn. OK? Hy hou vir minder as 'n jaar, korttermyn. En vaste bate is 'n langtermynbate. OK. Dit is oudjies, jy hoef net hierdie woorde te onthou en so 'n bietjie daarop uit te brei oor die korter as 'n jaar, hou langer as 'n jaar en dis tasbare bates. Vaste bates is tasbare bates. Oudjies, dan het jy jou 4 punte in jou sak. OK. So oudjies, dit gaan oor tydperk, hoe lank die bates hou. Bedryfsbates is korttermynbates, hulle hou vir minder as 'n jaar. En vaste bates is langtermynbates, hulle hou langer as 'n jaar en hulle is tasbaar. OK, hulle is tasbare bates. Jy kan hulle sien, jy kan hulle vat. Kom ons kyk gou-gou na die 4 punte van die memorandum. OK, hulle sê vir ons, hulle gebruik nie korttermyn en langtermyn nie, maar julle kan dit definitief in julle antwoorde inskryf. Hulle sê vir ons dat bedryfsbates, onthou, ek het vir jou gesê jy kan sê dis 'n korttermynbate of die woord korttermyn moet in jou kop wees, dan gaan jy res maklik wees. Dit is bates wat vir 'n kort tydperk in die besigheid hou, nie meer as 12 maande nie. Daarom het ek vir julle gesê minder as 12 maande, nê? Dis 'n korttermynbate wat vir minder as 12 maande hou. OK, dan kom ons by ons vaste bates en dit is bates, is langtermynbates, bates wat vir 'n lang tydperk gewoonlik meer as 1 jaar in die besigheid hou. OK, en hulle kan aangeraak en hulle kan gesien word, maar jy kan ook net skryf dat die bates tasbaar is. OK. Oukies, dit is die enigste verskil tussen 'n bedryfsbate en 'n vaste bate is hoe lank die bates in my besigheid hou. OK. Goed, nou kom ons gaan terug. Dan sê hulle verskaf een vaste bate wat deur Tabang besit word. Oukies, nou onthou, vaste bate. Want dit sopas die verskil verduidelik van 'n bedryfsbate en vaste bate. Oukie, so 'n vaste bate het ons sopas gesê is 'n langtermynbate. Hy hou vir langer as 'n jaar. Die besigheid gebruik hom vir langer as 'n jaar. Nou kom ons lees gou-gou weer. Wat is 'n besitting van Tabang se deur tot deur afleweringe wat hom langer as 'n jaar gaan hou? Wat besit hy? Okay, of sy, ekskuus, ek het nou sy. Alright, so onthou nou sy het geld geleen en dit is 'n las, dis 'n skuld. Wat het sy met daardie geld gedoen? Sy het die geld gebruik om vir haar 'n klein afleweringsvoertuig te koop. So ouetjie, sy besit die voertuig. Okay? Die besigheid besit die voertuig. Okay? So die voertuig is 'n besitting van die besigheid. So die voertuig is 'n bate van die besigheid. Okay? En ouetjies, voertuie het verseker, dit gaan die besigheid, sy gaan hierdie voertuig vir baie langer as 'n jaar kan gebruik in haar besigheid. So daarom is die voertuig is 'n vaste bate, want dit is 'n langtermyn bate. OK, goed. So verskaf een vaste bate wat deur Tabang besit word, ouetjies, en dit is verseker dan nou die afleweringsvoertuig. Ouetjies, jy kan afleweringsvoertuig skryf, jy kan klein afleweringsvoertuig skryf, of jy kan net voertuig skryf en jy gaan jou 1 punt kry. Kom ons kyk gou na die memo in hierdie verband. Hulle sê ook net by 4.5 praat hulle ook net van 'n voertuig. OK, goed. Nou kom ons beweeg gou terug na ons laaste vraag van vraag 4, ons laaste subvraag van vraag 4. Hulle sê hierso vir ons, noem 3 uitgawes wat Tabang moontlik kan hê. Ouetjies, nou om hierdie vraag te beantwoord, moet jy weet, ek moet jou gou herinner, wat is uitgawes vir jou om hierdie 3 punte te kry? Nou onthou, uitgawes is iets wat betaal moet word. OK, dit uitgawes is iets wat ons moet betaal. OK. Ons het dit reeds betaal of dit moet betaal word. OK, dit is my uitgawes, is betaling. So wat? Kom ons lees gou-gou, wat moet hierdie besigheid betaal? OK. So hulle praat hierso, hulle gee hierso vir ons tips. OK.
Hulle sê daar's 'n telefoonlyn. Kyk gou-gou hierso. Hulle praat van dat sy 'n telefoonlyn moes installeer. Oukies, sy moet vir daardie telefoon betaal. Okay, nie die telefoon self nie, maar die gebruik van die telefoon. Alraight. Okay. So Julle julle weet Vodacom, Telkom, Cell C, wie ook al vir haar die diens van daardie telefoon opvangs lewer, ons moet hulle op 'n maandelikse basis betaal. Okay. So, omdat ons vir die telefoondiens moet betaal, gaan telefoon versekerde uitgawe wees. Okay. So telefoon gaan 'n uitgawe wees. Okay, goed. Dan praat hulle hierso van elektrisiteit. Ons moes of sy moes elektrisiteit gekoppel het vir haar besigheid om te kan funksioneer. So ouetjies, ons moet elektrisiteit ook op 'n maandelikse basis betaal. Okay, so daarom is elektrisiteit ook 'n uitgawe. Okay? So jy het 1 punt vir telefoon, jy het 1 punt vir elektrisiteit. Okay, en dan soek ons nog een uitgawe, nog een ding wat sy moet betaal in haar besigheid. So ons moet die telefoon diens betaal, ons moet vir die elektrisiteit betaal en kom ons kyk na nog een. Oukies, daar's meer as 3. So kom ons kyk. Sy moes ook 'n paar werkers in diens neem. Oukies, sy moet haar werkers betaal. Okay. Sy moet haar werkers betaal elke maand. Haar werkers gaan nie verniet vir haar werk nie, oukies. So, daardie salarisse of lone, dit noem ons salarisse en lone of salarisse of lone, maar sy moet haar werkers betaal. Okay, so jy gaan nie hier skryf werkers. Okay, ons sal vir jou die punt gee omdat dit nie in 'n joernaal self is nie. Maar ons noem dit, ons betaal mos nou 'n salaris of 'n loon. Okay. Ons betaal salarisse of loon. Dit hang af hoe ons werkers dan nou betaal. Alright. Goed. So het ons dit. Oukies, daar is dan nou 3 uitgawes. Ons betaal die telefoonopvangs, ons betaal vir elektrisiteit, ons betaal ons werkers hulle salarisse en dit noem ons uitgawes. Okay. Oukies, kom ons kyk net gou vinnig dat ek vir julle wys hierdie was nie die enigste uitgawes gewees nie. As 'n mens net gou dink aan daardie voertuig van haar. Hierdie afleweringsvoertuig wat sy gekoop het, okay? Die afleweringsvoertuig, daar is uitgawes wat gekoppel is aan die afleweringsvoertuig. Byvoorbeeld, 'n voertuig het brandstof nodig om te kan rondry, okay? So brandstof is definitief petrol, brandstof. Dit is iets wat ons moet betaal. So petrol of brandstof uitgawes definitief. Daar's 'n uitgawe. Okay, wat dink julle as ons 'n voertuig het? Moet die voertuig nie gediens word nie? Okay. So nou ja, daarso is die diens van die voertuig gaan ook 'n uitgawe wees. Okay. As daar enige skade is aan die voertuig, gaan ons die voertuig moet herstel. So herstelwerk gaan ook 'n uitgawe wees. Kan julle sien, ouetjies, daar's 'n klomp dinge. Jy kan aan enige ander uitgawe ook dink wat van toepassing sal wees. Alright, ouetjies, nou vraag 4 in totaal was 'n baie lekker vraag en hy het 18 punte getel. Kom ons beweeg gou aan na die heel laaste vraag toe van hierdie vraestel en dit was dan nou vraag 5 gewees. Okay, en vraag 5 ouetjies is fokus net op brondokumente. Nou ouetjies, onthou, wat is 'n brondokument? Ek het net nou vir julle verduidelik, 'n brondokument is die heel eerste dokument van my rekeningkundige proses. Okay, en dit is goed soos 'n bankstaat wat ek van die bank ontvang, as 'n kliënt vir iets kom betaal, vir 'n diens kom betaal wat ek gelewer het, gaan ek 'n kwitansie aan hom uitreik. As ek kontant ontvang, dan reik ek 'n kwitansie uit. Okay. En dan as ek vir iets gaan betaal, dan is daar 'n EFO. Onthou, ek kan dit elektronies doen en as ek fisies daarvoor betaal, dan gaan ek ook 'n kwitansie ontvang
van die persoon by wie ek betaal het, maar dit gaan deur as ek dit elektronies betaal, dan gaan my brondokument my bankstaat en my EFO wees. OK, goed. So kom ons kyk net gou-gou hierso na ons brondokumente. Bestudeer die dokumente voordat die vrae beantwoord word. Julle sal sien dat die eerste brondokument wat vir ons gegee word is 'n kwitansie, oudjies. Nou wanneer werk ons met kwitansies en dit is wanneer ons met kontant betalings en ontvangstes. OK. So wanneer ons met kontant werk, dan reik ons kwitansies uit of ons ontvang kwitansies. OK, goed. So dit is wat 'n kwitansie is. Dis 'n brondokument. Dis bewys dat ons vir iets betaal het of dat ons geld ontvang het. Dis eintlik wat 'n kwitansie is. Dis bewys dat ons besigheid geld ontvang het. Alraight. Nou kom ons kyk. Hier is ons die details van 'n kwitansie. Ons het geld ontvang van Alice Wonderland. So dit is wie geld aan ons onderneming geskenk het in die geval vir donasies. Oukies, nou donasies, jy kan dit donasies noem of jy kan dit skenkings noem. OK. Julle sal sien dit is dieselfde ding, donasies of skenkings, maar oukies, hulle praat op die kwitansie van donasies. So ons besigheid het geld ontvang. OK, wanneer ons geld ontvang, dan reik ons 'n kwitansie uit aan die persoon wat vir ons geld gegee het, wat aan ons geld betaal het. So ons het dit ontvang van Alice Wonderland. Vir wat was daar die geld? Vir donasies, die bedrag van R400.0. So sy Alice Wonderland het R400 aan ons besigheid geskenk, donasies, mahala, verniet. Daar is dit vir julle. OK, dit baie nice van hom. En kan julle sien hoe het sy betaal? Sy het in kontant betaal. OK, of sy kon met 'n debietkaart betaal het, maar sy het kontant vir ons kom gee. So toe reik ons 'n kwitansie aan haar uit. OK, en dan sê ons die bedrag in nommers is R400. Die datum wat Alice Wonderland vir ons geld geskenk het was 24 April 2020. En oukies, wat is ons besigheid se naam? Ons besigheid se naam is Werphandelaars. Werphandelaars, dis ons besigheid se naam. Ons het geteken, ons moet teken dat ons hierdie kwitansie uitgereik het. OK. Goed, so dit is hoe 'n kwitansie lyk. Nou kom ons kyk gou-gou. Ons beantwoord die vraag oor hierdie kwitansie. Nou wanneer is die kwitansie uitgereik? Goed, lekker maklik. Wanneer is die kwitansie uitgereik? Die kwitansie is op 24 April 2020 uitgereik. So lekker maklik, julle. OK, so 24 April. 24 April 2020. OK, lekker maklike punt. Dan vra hulle vir ons, aan wie is bogenoemde kwitansie uitgereik? OK? So aan wie? Ons besigheid het geld ontvang. OK? So ons het 'n kwitansie uitgereik aan die persoon van wie ons die geld ontvang het. So ons het die geld ontvang van Alice Wonderland. So die kwitansie is aan Alice Wonderland uitgereik. Alright, so aan wie is die kwitansie uitgereik? Die kwitansie is uitgereik aan Alice Wonderland. Kyk goed, ook lekker maklik. En dan 5.1.3, wat was die rede vir die uitreiking van hierdie kwitansie aan die kliënt? So wat was die rede hoekom ons hierdie kwitansie moes skryf? Want Alice Wonderland was so nice om vir ons 'n donasie te gee. Sy het vir ons geld net so kom gee. OK? So die rede was donasies of skenkings. OK? Donasies of skenkings. Jy kan enige een van die twee skryf.
sy het vir ons kom geld gee. So dit was 'n donasie of jy kon ook geskryf het sy het vir ons R400 geskenk. Dit was 'n skenking gewees. OK. Kom ons kyk net gou-gou of kom ons doen 5.1.4 en dan kyk ons gou-gou die memo. 'n Besigheid hou die oorspronklike kwitansie of die duplikaat kwitansie vir rekorddoeleindes. Okay, so hierso moet jy die regte antwoord kies tussen die twee wat vir jou gegee word. So 'n besigheid hou die oorspronklike kwitansie of die duplikaat kwitansie vir rekorddoeleindes. Okay, so werkhandelaars, okay, gaan die oorspronklike, hierdie is die oorspronklike kwitansie, hulle gaan die oorspronklike kwitansie vir Alice Wonderland gee en hulle gaan 'n duplikaat kwitansie vir hulle self hou. Want onthou, dit is dan hulle brondokument vir hulle kontant ontvangste joernaal. So die antwoord hierso is duplikaat kwitansie. Hulle gee die oorspronklike kwitansie vir die kliënt en die kliënt in die geval was Alice Wonderland. So werkhandelaars hou die duplikaat kwitansie. OK, 'n tweede weergawe van die kwitansie vir hulle rekorddoeleindes. OK. Goed, so hulle brondokument gaan dan 'n duplikaat kwitansie wees. Nou kom ons kyk gou na die antwoorde. So ons het gesê 24 April 2020 was die datum gewees. Kyk, kan julle sien 24 April 2020, dit is 100% reg. Aan wie is die kwitansie uitgereik? Ons het gesê Alice Wonderland. OK, goed, en julle sal sien dit is presies die antwoord. Ons het geld van haar ontvang, so ons het 'n kwitansie aan haar uitgereik. Wat was die rede vir die uitreiking? 'n Donasie van R400 of 'n skenking van R400 is wat ons ontvang het van haar af en julle sal sien 'n skenking is die korrekte antwoord. En dan 'n besigheid hou die duplikaat kwitansie vir rekorddoeleindes. OK, julle sal sien 'n besigheid hou die duplikaat kwitansie 5.1.4. Alright. Goed. Nou beweeg ons aan na nog 'n brondokument julle. En hier is die laaste gedeelte van die vraestel, nog 'n brondokument en die volgende brondokument waarna ons gaan kyk, oudjies, is 'n kasregisterstrokie. OK, 'n kasregisterstrokie. Nou, wat is 'n kasregisterstrokie? Dis 'n baie lang woord, maar dit is 'n slippie. Dis 'n slip as jy Checkers toe gaan of as jy na enige winkel toe gaan en jy koop ietsie en jy kry 'n slippie. Dit is 'n kasregisterstrokie. OK. So goed. Nou Valley Clothing Store, OK, dit is die winkel wat vir ons hierdie kasregisterstrokie gegee het. Die datum was die 8ste. OK, wag, kom ons maak dit gou-gou. Ons besigheid se naam, OK? Ons besigheid se naam is Valley Clothing Store of store. Die besigheid se naam is Valley Clothing Store, OK? En kliënte kom koop by hulle klere natuurlik, so ons kan sien dis 'n clothing store. So kliënte koop by hulle klere en vir elke transaksie gaan die kasregister gaan dan vir elke kliënt 'n strokie uitdruk. OK, om te sê dit is wat jy gekoop het, dis jou totaal, dis hoe jy betaal het, dis jou klein geld en daar's die BTW. Verstaan julle? Plus die strokie nommer. OK, goed. So dit is wat hierso plaasvind. Nou vra hulle vir ons op watter dag het hierdie transaksie plaasgevind. So weer eens 'n lekker maklike punt. Die datum word hier vir ons gegee. Die 8ste November 2021 is wanneer die kliënt klere en skoene en toerusting en wat ook al by ons kom koop het. So die 8ste November, jy kan hom presies so skryf. 08 11 20 21. OK, dit was 'n lekker maklike punt. Dan 5.2.2, hoe het die kliënt vir die goedere betaal? Oukie, so wat het die kliënt als gekoop? Die kliënt het na Valley Clothing Store toe gegaan op die 8de November 2021 en die kliënt het klere gekoop vir R220, skoene gekoop vir R401 en toerusting gekoop
vir R212. Die totaal was R833. Die kliënt het vir ons wat gegee? Die kliënt het vir die besigheid kontant gegee. OK, R850 kontant. OK. So die totaal was 833 en die kliënt het dan kontant gegee van R850, so die kleingeld was R17 gewees. OK, so hoe het die kliënt vir die goedere betaal, ouetjies? Ons kan sien dat die kliënt kontant vir die goedere betaal het. OK. Dan 5.3, noem 3 redes waarom brondokumente belangrik is. Nou, ouetjies, hierdie is nou maar regtig baie belangrik. 'n Brondokument is die ontstaan, dis die bewys dat 'n transaksie plaasgevind het. Julle, dis baie belangrik. So vir elke transaksie, ouetjies, moet daar 'n brondokument wees. OK, goed. Nou noem 3 redes waarom brondokumente belangrik is. OK, goed. Nou kom ons dink gou-gou daaraan. Ek gaan dit sommer net so noem en dan gaan ons die memo check. So die eerste rede, ouetjies, is dit is die oorsprong van 'n transaksie. Dit is bewyse dat 'n transaksie plaasgevind het. OK, so nommer 1, dit is die bewys dat 'n transaksie plaasgevind het. OK, dit is hoekom dit belangrik is. As jy nie 'n brondokument het nie, het jy geen bewys dat die transaksie plaasgevind het nie. OK, so dit is nommer 1. Nommer 2, ons gebruik hierdie brondokumente in ons rekeningkundige rekords. Onthou, ons brondokumente gaan na ons kontant ontvangste joernaal toe en ons kontant betalingsjoernaal toe. So sonder 'n brondokument kan ons nie ons KOJ en ons KBJ volledig opstel nie. OK, so nommer 2 is dit is vir te boekstellingsdoeleindes. Dit is vir opname doeleindes of te boekstellingsdoeleindes. OK? En dan nommer 3, dit is vir bewyse ook. Soos ek sê, dis bewys dat 'n transaksie plaasgevind het. OK. So dit is dan nou vir jou audit, dit is vir audit bewyse ook. OK. Audit bewyse. Oukies, ouditeure is rekenmeesters wat kom seker maak dat ons besigheid se boeke korrek opgestel is. OK, so ons moet ons brondokumente beskikbaar hê vir ons ouditeure wanneer hulle kom kyk dat ons finansies reg is. OK, so daarom is dit baie belangrik vir auditbewyse ook. Nou kom ons kyk gou-gou, ons het gesê plaasgevind opname en auditbewyse. Kom ons beweeg net gou-gau af. OK, so dit dien as bewys dat die transaksie plaasgevind het. OK, en dit is vir opname doeleindes. OK, goed, vir opname doeleindes. Opname beteken dat ons dit in die KOJ gaan insit wanneer ons geld ontvang, kontant ontvang, of in die KBJ gaan insit wanneer ons kontant betaal. OK, en dan natuurlik vir auditbewyse of vir auditdoeleindes. Daai is ook maar teorie, maar ek hoop julle verstaan dit nou so 'n bietjie beter. OK, dan die laaste 2 punte van hierdie vraestel. Dui aan watter brondokumente in die volgende gevalle relevant sal wees. OK, so ouetjies, kyk gou hierso. Hulle sê ons moet die brondokument gaan aandui wat van toepassing sal wees vir hierdie 2 transaksies. Onthou, elke transaksie het 'n brondokument. Nou kom ons lees transaksie A. Die besigheid het nie 'n kasregister nie. OK, en verkoop slegs 'n paar goedere per dag. OK, so die besigheid het nie 'n kasregister nie. So gewoonlik as 'n besigheid goedere verkoop, dan is daar 'n kasregister en dan wanneer daar 'n kasregister is, kom ons beweeg dit 'n bietjie op. Wanneer daar 'n kasregister is, dan is ons brondokument vir 'n verkoopstransaksie is dan 'n kasregister strokie. OK, maar hulle sê vir ons hierso
Die besigheid het nie 'n kasregisterstrokie nie. So my brondokument kan nie 'n kasregisterstrokie wees nie. OK. So hulle sê vir ons dit is uit. Maar ons verkoop slegs 'n paar goedere per dag. So ons verkoop nie baie nie. So dit is nie nodig om 'n kasregister self te hê nie. Ons kan sommer net vir die paar verkope wat ons het per dag kan ons kwitansies uitreik. OK. So oudjies, ons reik dan nou 'n kwitansie uit. OK. 'n Kwitansie. Oukies, ons werk net met kontant transaksies in graad 8. So dit is kontant verkope. So my brondokument, as iemand na my winkel toe kom en iets by my koop en kontant daarvoor betaal, dan gaan ek definitief aan hulle 'n kwitansie uitreik. OK. So dit is wat dit dan nou is. Dis die brondokument. As ek iets verkoop vir kontant en ek het nie 'n kasregister nie. Dan B, dit word voltooi om geld direk in die betrokke bankrekening te deponeer. OK. So, hulle sê vir ons hierdie spesifieke brondokument word voltooi om geld direk in die betrokke bankrekening te deponeer. Oukies, nou daai woord deponeer help ons so 'n bietjie. Onthou deponeer beteken om geld in ons bankrekening in te sit. OK. So ons vul 'n deposito strokie in. OK. So dit is 'n deposito strokie. Goed. Ons vul 'n deposito strokie in om geld direk in ons bankrekening te deponeer. So, kom ons sê ons besigheid, kom ons sê hierdie besigheid hierso wat nie 'n kasregister het nie, okay? Hulle het nie 'n til nie. Hulle het nie 'n til soos Checkers of wat ook al nie. Of die besighede waarna ons gewoond is wat tille het nie. Hierdie besigheid het nie 'n til nie. Verkoop 'n paar goedere per dag. OK? So ons reik aan hulle kwitansies. Ons reik aan ons kliënte kwitansies uit vir die kontant wat ons ontvang. Nou aan die einde van die dag, die einde van elke 2 dae, einde van die week, wat ook al die geval is, moet ons daai geld wat ons het, moet ons in ons bankrekening gaan sit vir veiligheid. OK, vir veiligheid en sekuriteit. Alraai. So, dan vat ons daardie geld, OK, en ons gaan bank toe en ons moet eers daai geld natuurlik tel en ons gaan bank toe en dan gaan vat ons 'n deposito strokie. Ons skryf op daai deposito strokie, dit is soveel geld wat ons in my besigheid se bankrekening wil inbetaal. Die bank vat die geld en hulle sit dit vir jou in jou bankrekening in. So dit is wat 'n deposito strokie is om geld in ons besigheid se bankrekening te deponeer. OK, goed julle. Dit was dit gewees vir die 50 punte van die vraestel. Ek hoop hierdie het julle gehelp om mooi te verstaan wat brondokumente is, hoekom brondokumente so belangrik is en julle ook dan gehelp het met sekere rekeningkundige konsepte.